Ons sê dan ook lieflik goeiemôre en geseënde nuwe jaar vir elkeen wat saam met ons na hierdie boodskap luister. Vandag is die 4de Januarie 2026 en ons eer die Here om vanoggend ook te kan luister na wat sy woord vir ons sê. So 'n Desember vakansie vir my is 'n tyd van rus, definitief, maar is ook 'n tyd van reflekteer, terugkyk, stil raak. Ja, ek wil dit met versigtigheid sê, maar mens kom partykeer in 'n roetine. Jy het 'n roetine aan alles en die Here moet partykeer op en net by jou roetine inval. Dis nie asof hy prioriteit in hy roetine is nie. Hy val maar in waar jy 'n stukkie plek en tyd maak vir hom. Maar as 'n ou, ek het die voorreg om 'n eenkant plekkie te hê by die see. En daar's 'n lesenaar en by daai lesenaar kan ek nou sit met die see wat hier raas in my ore. En ek kan stil raak en reflekteer. En voor verlede jaar geëindig het ek vir my vrou gesê, ek voel 2026 gaan 'n waterskeidingsjaar wees. Ek weet net nog nie wat nie. Maar dit is miskien 'n kliseë, né? Laat 'n mens voel, die Here moet nou elke jaar hierdie verskriklike groot goeders doen, amper groter as die vorige jaar. Nee, dis nie dit nie. Dit is nie waantoe ek op pad is met dit nie. Ek voel is 'n waterskeidingsjaar vir ons as gesin, maar is heel waarskynlik 'n waterskeidingsjaar vir ons as gemeente ook. En volgende week gaan ek bietjie uiteensit wat ek voel die water gaan skei in hierdie jaar. Want ek is so dankbaar dat die Here duidelik gepraat het. Maar ek gaan vir julle vandag met julle gesels oor watter metode die Here gebruik het om vir my ding op die tafel te sit. En ek gaan geen eer vir dit kan vat nie, want ek is besig met 'n boek oor die lewe van Elia. En 'n spesifieke bladsy in hierdie boek het my laat stil staan vir die hele vakansie. Ek kon nie by die bladsy verbykom nie. Ek moes hom oor en oor lees om te verstaan dat die Here vir my sê, ek is nou besig met jou, voor ek besig raak met die gemeente. En as jy hierdie gedeelte gaan mis, dan is dit om soos, wie van julle het gehou van geskiedenis op skool? Eers, ek was mal oor geskiedenis. Maar partykeer as die datums en die goeters, soos by die Tweede Wêreldoorlog dinge, dit was vir my geweldig fascinerend. Maar as jy net een keer oor dit lees, mis jy kry die main storie van die gebeurtenis, maar jy mis baie keer van die belangrike insidente in die binnekant wat gelei het tot die uitkoms in die agterkant. En wanneer jy dit weer lees en weer lees en weer lees, dan tel jy die klein goedjies op wat vir jou maak dat jy sê, okay, hier sien ek dit. Soos byvoorbeeld die Dunkirk gebeurtenis wat vir my baie helder in my gedagtes, ons het eendag daaroor gepreek ook. Hoe dat een besluit wat Hitler gemaak het om 'n skietstilstand vir 3 dae te roep, genoeg tyd gegee het vir die geallieerde magte om van die ander kant van Engeland klein bootjies oor die Engelse kanaal te stuur om om 300 van die 400,000 mense te red van die Franse kus af. Een besluit draai die hele oorlog. Nou geliefde, ek wil nou nie vir jou sê jy's op pad na 'n oorlog toe in hierdie jaar. Dis nie wat ek wil sê nie. Ek wil net vir jou sê, as jy besig raak met die Here, dan raak hy besig met jou. Hy het 'n behaag in jou 2026. Hy het 'n absolute behaag oor jou lewe in hierdie jaar. En hy het jou hier gesit op hierdie aarde, op hierdie plek in die huis waar jy nou bly, met die mense rondom jou in die gemeenskap waar jy is en in die geloofsgemeenskap waar jy is, omdat hy 'n plan met jou daar het. Jy is nie maar sommer net daar nie. Maar jy kan dit mis. Jy kan dit mis omdat jy oor die storie van die jaar blaai
in plaas van stil sit by hom. Jy kan dit mis. Ek het al jare gemis in my lewe. Jare. En ek dink die Here wil my by hierdie spesifieke bladsytjie, met hierdie paar verse wat ons nou gaan lees, laat stil staan om vir my te sê, Boutjie, jy kan nie bekostig om dit te mis nie. Jy kan nie bekostig om dit te mis nie. Want weet jy wat? Binne 2 weke van nou af, het hierdie jaar sy momentum begin. Dit vat jou 'n week of wat om op te start, as jy bietjie weg was. Of as jy begin met pars, dan is jy in pars in. En pars loop. En as jy dit nie nou gaan kry nie, en dit gaan vasmaak in jou hart, wat die Here vir jou sê oor jou lewe in hierdie jaar nie, dan is dit eers weer volgende jaar. En ek sê dit met versigtiging, want ek sê nie jy maak nie tyd vir die Here deur die jaar nie. Ek bring net vir jou die erns daarvan, vir die Here om te sê, kom sit by my, want ek wil met jou praat oor iets. En dit beïnvloed jou en die gemeente vir hierdie jaar. 1 Konings 17, kom ons lees daar. En Elia, die Tisbiet, vers 1, uit Tisbe in Gilead, het vir Agab, wat die koning was van Israel, gesê, so waar as die Here, die God van Israel, leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, kom ons stop net gou vir 'n oomblik. Waarvan ek sê nie hierdie dit gaan nie reën hierdie jaar nie, ek dink nie dis die woord nie. Ek dink net dis 'n interessante inleiding tot die woord. Ek dink dis 'n interessante inleiding vir 'n gemeenskap wat geweldig afhanklik is van water. Dat die Here sê, dit wat nodig is sal kom deur my woord. Nie noodwendig uit die lug uit alleen nie. En dat hy dit vir 'n koning sê, wat eintlik besig was om te rebelleer teen die Here. En 'n koning se vrou wat totaal en al die anti-kris was, as ons dit so kan sê. Julle weet wie sy was, nê? Jezebel was koning Agab se vrou. Sy het eintlik maar die gitaar geslaan in die paleis. En dan kom hierdie woord. Luister gou mooi. Hy het nou klaar met die koning gepraat. Hy het vir die koning gesê, so sê die Here vir jou koning oor jou land. Dit sal nie reën voordat ek nie die woord spreek dat dit weer sal reën nie. Daar's nie 'n tydperk gekoppel aan dit nie. Daar's net jare. Dis al. Nou ek is saam met my pa deur 'n 9 jaar droogte. Elke jaar hoop jy dat die volgende jaar beter gaan wees. Elke jaar hoop jy. Maar elke jaar tik verby en dit gaan nie beter nie en dit gaan nog slegter en alles gaan agteruit en die bankrekening loop in die minusse en die voerskuld tel op. I feel you. Soos 'n retrenchment vir iemand in die korporatiewe wêreld het al hierdie planne gehad waartoe jy op pad is en hier kom 'n retrenchment. Of 'n groot deal wat op pad is om opgelaai te word en skielik na lang onderhandelings val dit deur die mat. Elke ou se droogte en sy reën lyk anders. Party sin is fisies, ander sin is geestelik, ander sin is mental. Alles gaan goed en dan vind jy jouself dat jy in 'n kliniek moet gaan sit vir 2 of 3 weke net om gesond te word. Ek weet nie. Maar droogtes in hierdie lewe is gewaarborg. Daardeur gaan jy gaan, op 'n of ander manier. Maar as die Here klaar is met die woord wat hy aflewer vir die koning, deur Elia, dan bring die Here 'n woord vir Elia. Dan sê die Here vir Elia, gaan hiervandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruit Krit,
wat oos van die Jordaan is. Daar's 3 opdragte. Daar's 3 opdragte in een sin, in een vers, wat die Here vir Elia gee. Nou ek gaan vir jou lees wat in hierdie boek staan. En dan gaan ek en jy saam kyk na hierdie 3 opdragte in een. En binne hierdie 3 opdragte is die Here besig om die grondgebied voor te berei vir die woord wat hy wil gee vir die gemeente. Trust me, go away from where you have been. Cut unnecessary strings to passions, ambitions, people, and pleasures that are dividing your affections and allegiance. Turn your energy and attention in a new direction toward new goals that I will show you. Hide yourself there and rest until I release you. Pay attention when you sense God's Spirit speaking to you in this way. Notice they are the same 3 things that he said to Elijah. Nou, hoekom lees ek vir jou dit? Ek lees vir jou dit omdat iemand dit skryf uit hulle persoonlike belewenis rondom jou tyd by die spruitkrit. Die Here gebruik vir Elia kragtig met 'n klomp dinge, maar hier sê hy vir hom, gaan weg. Amper soos asof die Here vir Daniël sal aanstel oor 120 koninkryke en dan skielik vir hom sê, gaan vir 2 jaar weg. Ontspan, ek gaan nêrens heen nie. Ofwel ek dink nie so op die stadium nie. Maar hoekom op die kruin van iets wat lyk asof dit solid loop, skielik sê, kom weg. Jy moet oor hierdie goed dink. As ons nie oor hierdie goed dink en bepeins nie, is dit net, ja wel, dis wat die Bybel sê, so ek glo dit en dis dit. Maar as die Bybel nie lewend en kragtig, as die woord nie lewend en kragtig en 'n tweesnydende swaard in jou lewe is nie, wat is dit dan? Net 'n boek? Net godsdiens? Iemand sê die vakansie vir my, ek glo nie die goed wat in die woord staan nie. Ja, sommige van die goed kan waar wees. Jesus kan nie seun van God wees, maar weet jy heeltemal nie. Is deur mense saamgestel. So wat is dan jou standaard? Wat is dan die rigtinggewer in jou lewe? Is dit jy wat besluit watter gedeeltes van die woord vir jou kosbaar en belangrik is en watter skuif jy een kant toe? Watter is polities korrek, watter nie? Wat pas in hierdie eeu waarin ons leef, by die tydsgees waarmee ons leef? Of is dit lewend en kragtig? En skerper as 'n tweesnydende swaard? En is Christus die woord? Is dit waar dat hy gesê het, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en daardie woord het vlees geword en onder ons kom woon, en daardie woord was die lig, en in die lig van wat hy vir ons sê, moet ons beweeg. Is dit waar? Want as dit is, voel ek hier is 'n ontsaglike belangrike vers in die groter Bybel vir jou om te verstaan, as die Here vir jou sê, kom weg. Kom weg. Dis 'n waarskuwing. Get away from here. When the Spirit begins to whisper this directive, you'll sense a rise of conviction in your soul about a current aspect of your life, compelling you to leave behind a habit, an ambition, perhaps even a relationship you may not want to leave. I'm not talking about God-honoring commitments you've made to your spouse or your children, of course, but entanglements with certain people that are keeping you from going
where God wants you to go. Die waarskuwing is, as jy gaan aanhou met dinge wat in 2025 gelei het tot 'n geestelike hongersnood of 'n geestelike droogte in jou lewe, dan moet jy dit agterlos waar dit hoort in 2025. Kom weg. Waarvanaf moet jy wegkom? Ek het dit uitgestuur in daai nuwejaarsboodskap wat ek gesit het, omdat ek gevoel het, ek het die hele tyd hier gestaan. Daar is 'n waarskuwing uit vir my en jou, om 2026 binne die wil van die Here te beweeg, moet ons agterlos die dinge wat buite sy wil is. En jy sal weet, tensy jy by my kom koffie drink, met watter ambisie het ek hierdie vakansie gestoei, like you can't believe. Ek praat van stoei. Dat ek 'n onsmaaklikheid raak vir die mense rondom my, soos ek stoei. Tot ek by hierdie woordjies gekom het, dat ek nie wil hoor nie. Kom weg van hierdie ambisie af. Kom weg van hom af, my kind. Hierdie ambisie gaan maak dat jy nie wil, nee, ek wil nie, ken julle daai? Wil jy hoor wat jy sê, die Here? Ek sal hoor as u in lyn praat met hierdie ambisie of hierdie plan. Dan sal ek hoor. Maar as u nie in lyn praat nie, en is teen dit, jy ken mos hierdie mooi goedjies wat ons plak in die badkamers teen ons mure. Follow your dreams, they know the way. Nee. Follow Jesus. He knows the way. Sê weer? Hy was al daar. En ek het gestoei met kom weg. Kom weg, dis 'n geweldige waarskuwing. Want as jy nie wegkom van dit af nie, my kind, weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan hierdie ambisie, hierdie droom, hierdie plan, hierdie ideaal, hierdie verhouding, whatever dit is, jy gaan dit volg bo my. En jy gaan 2026 uit my wil uitbeweeg. En jy gaan mis wat ek met jou wil doen. Geliefdes, ek kan dit nie vir julle duideliker maak nie. Die detail daarvan is myne. En jy kan in jou eie lewe kan jy die detail gaan insit. Maar ek voel, dit is 'n geweldige, belangrike wegspringblok in die vorm van 'n waarskuwing. Kom weg. Daar's iets, of iemand, of dinge, of gewoontes in jou lewe, waarvan jy moet weet, die Here praat al lankal daaroor. Die Here praat al lankal met jou daaroor. Maar jy maak jou nek styf. Toe ek en my vroukie die 2 Januarie ietsie gaan eet, en ons het die kans gehad om ons huweliksherdenking te vier, tot ons sommer ietsie gaan eet, toe sê ek vir haar, ek maak my nek styf teen die Here, ek kan dit voel. Ek kan voel ook vir hom sê, ek hou nie van dit wat hy vir my sê nie. En aan die een kant is dit oukei om eerlik te wees met die Here. Maar kom oor jouself. Jy is nie so belangrik soos wat jy dink nie. Dinge draai nie noodwendig rondom jou nie. En as jy nie daar is meer nie, sal dinge nog steeds aangaan, het jy geweet. En nou praat ek met myself. Dinge gaan nog steeds aanbeweeg. Die Here gaan nie die res van die mense los, omdat jy van die pad af dwaal. Hy gaan met hulle aanstap. Want hy het 'n plan. En die vyand het 'n manier om saggies, sonder dat jy dit agterkom, te kom fluister in jou oor. Weet jy hoe belangrik is jy? Jy's pivotal. Jy's center stage. Hulle kan nie sonder jou nie. Net vir jou op te lig, so bietjie vir bietjie op te lig, sodat jy dan net voel jou skouertjies kan terug en sê, ha, check it.
En ek wil gou vir 'n oomblik stop hierso en ek wil vir jou iets vertel. En ek weet ek gaan vlek kry hoor, maar dis alright. Vir jare was ek anti Vader Kersfees. Maar ek praat nou van anti. Nee, as dit kom nader na Kerstyd toe, dan begin ek myself opwen. Ek wen myself op oor daai rooi soet en daai tossel. En daai storie van die bokke en die slees en al die goedjies, al daai leuns en daai dinge en hy en waar pas hy in die Bybel in en al daai goeters. Jare vra vir hy 3. Tot so 'n jaar of wat terug. Kom familie na my toe en sê, hoorie, so ons almal was nou al Vader Kersfees, jy was nou nog nie. Sal jy nie die kinders entertain nie? Ek dit sê, daar is net nie 'n manier. Daar is net nie 'n manier. Want ek staan vir Christus, die ware Christus, en die fokus moet op hom wees, en die hele kommersiële besigheid van die gang is, staan net glad nie aan nie. En Dennis toe ek met die Here gaan praat daaroor, hy sê vir my, hoe jy dit mis. Ek sê, wat? Hy sê, watter invloed het jy met hierdie gesindheid waar jy nou staan? Watter geleentheid gryp jy aan? En watter geleentheid mis jy op uit? Wat as daai rooi soet die deur is tot die harte aan die ander kant? Jy maak hulle almal so teenoor jou staan. Hulle is die vyand en jy's hier en nou vat jy, want jy moet nou die evangelie vir hulle bring, maar hulle is so toe vir jou, soos kan kom. En vir die laaste 2 jaar was daai rooi soet die deur in huise in wat ek nog nooit oop gehad het. Hulle kom vra vir my van ander huise af of ek sê enige tyd. Dan klim ek op my rooi bike, sê ek het vir Rudolf ingeruil vir 'n rooi motorfiets. Met my rooi soet aan, met die evangelie gelaai in my hart. Om te sê, wie wil vir Vader Kersfees ontmoet? Daai kleintjies langs die pad, jy kan dit nie glo, hulle sit 'n speler langs die pad en kom Vader Kersfees op 'n bike af verby. Mama, hy's op 'n bike. Kom kyk hier so. Want Jesus is lief vir jou en vir jou en vir jou. En hy soet maak deure oop wat ek nie kon glo nie, om te kan vertel, kom ek sê vir jou waar Vader Kersfees inpas. En om die hele storie te vertel van die begin af, met die sondeval van Adam en Eva, reg deur die verlosser wat moes kom, en die verlosser wat gekom het, om die sonde te vergewe en die rooi van sy bloed, en die wit wat skoon was, en alles tot by die 4de eeu, na Christus, waar daar 'n biskop was, met die naam van Sint Niklaus, wat lief was vir Jesus, en absoluut die Here gedien het, en besef het, maar weet jy wat, in die wintertye, waarin hulle leef, gaan dit moeilik met sekere gesinne en kinders. Ek gaan begin om geskenke by mekaar te maak vir hulle. En dit vir hulle op te hang in kouse, voor die kaggels, sodat hulle wakker raak as daar van hulle ietsie. En ek beklei nie meer nie. Ek gryp elke geleentheid aan, want ek weet wat is die waarheid. Maar ek is moeg om te beklei teen mense en nooit te sien hoe iemand oopraak vir die evangelie nie. As Vader Kersfees deur die deur moet stap, sodat Jesus op die stoel kom sit, sou ek nie. Is ek 'n voorstander van hierdie kommersiële ding? Nee. Maar ek het dit gemis vir soveel jaar, en ek sê nie jy vir my saam te stem nie. Ek gaan heel waarskynlik boodskappe kry oor hierdie boodskap. Dis fyn. Ek weet wat die Here vir my die vakansie gesê het. En ek weet hoe lieflik dit was om daai kindertjies op my skoot te sit en te sê, kan Vader Kersfees vir julle 'n storie vertel. 'n Ware storie van Christus Jesus die verlosser, wat gebore moes word in 'n staat tussen diere, omdat daar nie 'n plek vir hom was tussen die ryk mense nie. Kan ek vir jou vertel hoe lief daai seentjie vir jou het, dat toe hy groot is, hy sy lewe vir jou in 'n kruishout opgehang het. Moet dit nie mis nie, kom weg.
Daar's goed waarvanaf jy moet wegkom. Maniere van dink en doen, wat jy so vas is, en so uitgemaak op is, dat jy afstootlik is vir mense rondom jou. Ons vorige gemeente het altyd gesê, jy's so reg dat jy so verkeerd is. Jy's bereid om te beklei vir dit wat jy dit sien, want dit is hoe dit is aan die einde van die storie, ons praat nie verder hieroor nie. Maar jy mis die werk wat die Here in en deur jou wil doen, na ander toe. Kom weg. Die tweede enetjie, wat hy sê is, kom weg en draai jou. Draai. Turn. As you obey and separate yourself, He'll begin to show you new direction, new interest or goals to pivot towards. This clarity might not be immediate, but He will slowly begin reorienting your heart and hands in a new direction. When He does, go that way, turn that way. Die oomblik as jy besef die Here sê kom weg, dan sê hy outomaties daarna draai. Dis die woordjie bekeer, het jy geweet? Sê weer? Teshuva. Nee, ek sê nie. Omdraai, 'n U-turn, 'n U-turn. Ja. Ek hou van daai woordjie. Jy was op pad in 'n rigting. Maar nou dat jy hoor die Here sê kom weg daarvan af, dan sê hy vir jou draai in 'n ander rigting. Sonder die kom weg kan jy nie kom by draai nie. Sonder draai kon jy nie anders as om te begin het by kom weg nie. Daarom is jou lysie van kom weg belangrik om mee te begin voordat jy kan draai. Want waartoe draai jy? Die Here gee vir hom 'n rigting. Die Here Jesus en sy woord deur sy Heilige Gees is rigtingwysers. Hy sê vir hom draai oos. Die Here is nie onduidelik nie. Draai oos. Draai in 'n ander rigting as wat jy op pad was. Bekeer beteken 180 grade. Dis ook ek hou van die woordjie U-turn. Dit is 'n U-turn. Dit is 180 grade in 'n ander rigting. En niks van hierdie goed mag op jou van toepassing wees, maar ek weet dis op my van toepassing. Want dit was die voorwoord tot wat ek moes verstaan rondom die U-turn wat ons as 'n gemeente gaan maak hierdie jaar. Sê nou U-turn, dit klink nou asof ons iets radikaal anders gaan doen, maar dit voel vir my radikaal, maar ons sal volgende week daarby kom. En hy gee vir hom 'n waypoint, né? Draai oos, en jou waypoint, jou location pin is Krit. Die spruit Krit. En dan sê hy vir hom by die derde punt, fully immerse yourself in the lessons He wants to teach you and the spiritual disciplines He longs to renew in you. Fully divest yourself from the idols pulling back against your commitment to Him and making you half-hearted. Then press into the new internal postures and external dynamics that chariot, wat Krit beteken, requires. Rest here until He determines it's time to release you. Die woordjie is wag, hide, steek jouself weg. Gaan hiervandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruit Krit wat oos van die Jordaan is. Ek hou van wag en ek hou van
Wat sal ons sê? Hoe sal ons steek weg? Ja, hy is seker die mooiste woord, kortste woord. Kom weg van iets af, of van iemand af. Nou, wees versigtig, geliefdes. Wees versigtig vir die woordjie, ek sny af. Wees versigtig. Mens kan maklik mense lossny van jou, omdat hulle ongemaklik vir jou is. Maar dit beteken noodwendig, dit is die Here wat sê, kom weg van hulle af. Dis jy wat wil wegkom van hulle af. Daar kan mense wees wat jou so irriteer, maar die Here sê vir jou, dit is waar jy moet in. Dis waartoe jy moet gaan. Dis nie kom weg nie. Kom weg is juis waar jy wil wees, maar die Here sê, jy moenie daar wees nie. Is mense wat 'n effort aanwend om jou verder weg te trek van hom af, want jou lewe konfronteer hulle sin. Hoe kan ek dit weer vir jou sê? Jou lewe in Christus, of Christus in jou, konfronteer hulle. En daarom wil hulle vir Christus uit jou uit hê, so hulle wil jou intrek in die wêreld. Hulle wil jou intrek en vashou daar waar Christus nie kan herleef deur jou nie. Daar kom jy weg. Maar jy sny nie mense af wat die Here in jou lewe sit net omdat hulle ongered is of nog in die wêreld is nie. Dis waar jy opereer. Jesus is 'n wynsyper en 'n vraat genoem omdat hy in die gate ingegaan het. Maar hy het nie daar in die gate geraak soos die mense daar nie. Hy het net daar ingegaan. Jy weet hy skrif van vir 'n Jood het ek 'n Jood geword en vir 'n Griek 'n Griek. Hoekom? Om die evangelie aan hulle te bedien. Hy het nie 'n Griek of 'n Jood geraak nie, hy het soos hulle daarin beweeg en deel geraak van hulle, sodat hy die evangelie kan aan hulle bedien en hulle kan red. Dit is die Vader Kersfees soet. Die wêreld verstaan dit. Dis die pad in. Maar wanneer jy daarin is, dan raak jy nie soos hulle nie. Dan kom jy met die evangelie. Dan kom daai gesprekke een op een. Al is die ander ou nie daar waar jy wil hê hy moet wees nie, begin die gesprek. Ons het vir mekaar gesê, jou getuienis is waar jy begin. Almal vra vir mekaar, waar kom jy vandaan? Dit is 'n geleentheid. Vertel jou storie. Iewers kom jy uit by Christus. Enige kind van die Here kom in sy storie by Jesus uit. As jy nie daarby uitkom, is jy either skaam of jy dien nie regtig vir Jesus nie, maar iemand wat vol van Jesus is, wil graag vertel van Jesus. Hide is vir my die een wat ek dink die belangrikste is. Nee, dit klink verkeerd. Hide is die laaste stop. Want dit is wanneer jy by Krit kom. Hy moes wegdraai van waar hy is. Hy moes 'n U-draai maak in 'n ander rigting. Die waypoint is vir ons omgegee. Hy gaan soontoe en die Here sê vir hom, as jy daar kom, wag op my. Wag op my. Wat beteken dit om te wag op die Here? Wat beteken dit om jouself weg te steek in Christus? Onthou julle 'n preek 2 of 3 jaar terug van David Gibbs, The Secret Place. Wat Dawid in die spilonk sit, gesalf as koning oor Israel, rondom die ouderdom van 17. Gesalf. Besig om weg te hardloop vir Saul en sy army, wat sy lewe soek. Besig om weg te kruip in 'n spilonk, saam met 400 ander, wat hom dien. Wat doen hy in die spruit van Krit? He's hiding in the secret place. En dan skryf hy vir Psalm 91 uit hy spilonk uit. En wat sê hy? He that dwells in the secret place of the Most High. Sal wat? Sal skuiling vind onder sy vlerke. Lees dit vir ons nou, ja. Lees dit vir ons. He who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable and fixed under the shadow of the
power, no foe can withstand. Ja. Hoor jy wat sê Dawid? Dawid gee vir ons 'n clue oor wat gebeur as jy haat. As jy in die secret place ingaan saam met die Here en jy gaan skuil, daar's die woord man, skuil. Daar's die woord. So ons moet Brits skuil. Mr. German, I didn't even see you, but I'm not going to go full on English today. Okay, is jy 'n translator daar agter? Right. Skuil. Dawid gee vir ons die clue. Hy sê om die krag te beleef van hierdie ontsaglike groot God, moet jy wag totdat hy jou release. Jy gaan nie uit daai skuiling uit daai skuilplek uit daai secret plek uit, voor die Here nie vir jou sê gaan nie. Ek onthou tye in my lewe wat ek so duidelike woord van die Here gehad het, maar ek het te vroeg begin hardloop. En as ek iewers by punt nommer 3 in die pad afkom, waypoint nommer 3, dan sê ek soos, Here, waar is U? En sê ek wag vir jou by 1. Want ek het nog nie gesê gaan nie. So hoor vir my vandag, wanneer jy hoor die Here sê kom weg, en wanneer jy sien die Here gee vir jou 'n nuwe destination, 'n nuwe plan, waartoe hy met jou op pad is, dan moet jy daarop hom wag, totdat jy 100% seker is, hy het vir jou alles gewys wat jy wil hê. Ons praat van jy het deurbid, jy's deurgebid deur die saak. Ons sukkel om iets deur te bid, geliefdes. Weet jy hoekom? Omdat ons mention het vir die Here 'n paar keertjies. Waar's my manne wat saam met my skool of kruis was? Daar agter. Onthou jy dat ons onder ons koppe gesit in sak en skaamte. Ons mention goed vir die Here in gebed. Maar ons bid nie deur die sake nie. Want ons bly nie lank genoeg in die secret place om 'n saak te kan deurbid dat jy daar opstaan en jy voel jy en die Here het nou alse mekaar gesê wat nodig is nie. En jy voel jy het vrede. Jy dink miskien nog nie 'n gou hê nie, maar jy het vrede. En op 'n oggend beleef jy die Here sê, "Gaan." En geliefde, in die volgende vers wat ons nou gaan lees, moenie nou eers kyk nie. sien jy wat beloof die Here, wat waarborg die Here, as jy doen wat hy sê, as jy wegkom, as jy draai, as jy gaan na waar hy jou stuur, en as jy in daai secret place wag, en die saak deurbid, totdat jy voel, alles is gesê wat gesê is, raai wat doen die Here? Vers 4, en jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee, om daar vir jou te onderhou. Wow, moet dit nie mis nie. Wanneer jy doen wat die Here sê, is sy voorsiening 'n afgehandelde saak. Sy voorsiening is binne in sy opdrag ingesluit. Dis dalk nie soos jy dit sien nie. Dis dalk nie soos jy dit wil hê nie, maar dit is gewaarborg. En dis waar die probleem inkom, moet kom weg. Want as ek nie wegkom nie, is ek besig om te hardloop in my eie ambisies, hoe ek dink dit moet gebeur. Sodat ek kan voorsien. En ek maak nie die draai nie, en ek hou aan met wat ek aanhou, en ek kom nie in die secret place nie, en ek deurbid dit nie, en weet jy wat? Dit mag dalk uitwerk soos wat jy dit wil hê, maar jy gaan die Here mis in die saak. Die ou aan die kruis regs van Jesus het die koninkryk ingegaan, maar soos 'n stuk hout wat uit die vuur uit geruk is op die einde. Great vir hom dat hy die koninkryk uitgegaan het. Great vir hom dat hy op die einde gesien het, maar hierdie is die seun van God. Wat van sy lewe wat hy gemis het? Moenie jou aim die hemel maak nie, my geliefde. Dis 'n given. Dis 'n lieflike bonus wat jy gaan kry aan die einde. Die ewige lewe is vir jou gewaarborg, maar jy's hier vir 'n rede, anders as om hemel toe te gaan. Hemel kom daar, wat van nou? Wat van 2026?
Dit gaan nie oor geld nie. Ek en Adrie het vir mekaar die vakansie sê, sy moes vir my dit uitspel, die eindtye gaan gepaard met mammon. Dit gaan solidly gepaard met mammon. Of meer daarvan, of 'n bekommernis oor te min daarvan. Maar mammon staan sentraal in die laaste dae in my en jou lewe. Om in 2026 met jou eie planne te hardloop, is om mammon te dien. Want jy vrees mammon meer as die Here. En ek sê dit van myself. Want daar was 'n plannetjie op die tafel. Daar was 'n plannetjie op die tafel wat ek fyn uitgewerk het. En die Here sê vir my, kom weg daarvan af. Draai. Spruit krit toe. Want as jy gaan luister na my kind, sê ek nou vir jou, my kraaie sal vir jou aandra wat jy nodig het. Het die water by krit gehou? Nie vir ewig nie. En hy het gegaan, vers 5. Elia was gehoorsaam aan hierdie opdrag. Hy het gehandel volgens die woord van die Here. Hy het gaan bly by die spruit Krit wat oos van die Jordaan is. En die kraaie het vir hom smorens brood en vleis gebring en saans brood en vleis. En hy het uit die spruit gedrink, maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Gebeur dit dat jy optree binne die wil van die Here, dat jy gehoorsaam is aan die wil van die Here en dinge loop nog steeds finansiëel nie goed nie? Ja! Dit gebeur dat die spruit opdroog. Straaltjie raak aanhou dunner in die voor wat uit die berg uitkom. Die watertjies raak al hoe minder. Hou moed. Die Here het jou. Die Here het jou. Kan ek jou sê wat? Ek gaan nou by jou wees, moet ek net vir my sinnetjie klaarmaak. Die Here is 'n meester in backup plans. Die Engelse woord is contingency plans. Dis 'n korporatiewe stelling, net. Om 'n contingency plan in plek te hê, is om 'n plan in plek te hê as plan A faal. Jy moet eintlik 3 van hulle hê. As A faal het jy B, as B faal het jy C. Rassie het 7. Die Here spesialiseer daarin. Hoekom? Hy's alwetend. Daar's niks wat die Here omkant vang nie. Nêrens, nooit nie. Nie jou bankrekening wat te min raak nie. Nie die oes wat te lig is nie. Nie 'n deal wat deur die mat val nie. Niks vang die Here omkant nie. Nie eers wanneer reën ophou of water uit die berg min raak nie. Dit vang nie die Here omkant nie, my geliefde. Hoekom nie? Want hy het reeds toe die spruit se water begin opdroog. Toe sê hy vir Elia, wat sê hy vir hom? Nou kom jy weg hierso. Jy's klaar hier. Gaan af, luister mooi. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, maak jou klaar, gaan weg hier vanaf, gaan na die volgende waypoint, Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het wie? Ek. Wie's ek met 'n hoofletter? God. Ek, die Here jou God, het aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Wat het hy eers gesê? Kraaie sal brood en vleis aandraai. En jy sal uit die spruit uit drink. Maar toe die spruit opdroog, toe gee hy die volgende waypoint binne sy wil, gaan af na Sarfat toe. Ek het klaar met 'n weduwee daar gepraat. Wie het so ek gedink het? Ryk tannie wat se man dood is. Hier gaan ek af in die berg, Here, het nou 'n ryk tannie in plek gesit. Ek moet nou net nice wees met haar. Jy sal nie glo nie, Nico, wat ek nou vir jou gaan sê nie. 'n Ou bel my. Né? 'n Broer wat saam met my in die bediening is, hy sit daar in Vredendal, hy bel my. Hy sê een van die bedieningsleiers in daai area. Bel hom en sê vir hom, "Hoor, ek sien jou kerk is besig om mooi te groei. Jy moet nou die C12 in plek sit by jou." Hy sê, "C12, wat is dit?" Hy sê, "Nee, jy kry vir jou 12 miljonêers."
Jy soek vir jou 12 miljonairs. Dan plaas jy hierdie ouens strategies rondom jou en dan sit jy contingency plans, backup plans met elkeen van hulle in plek. En dan sorg jy dat jy hulle bedien hoe hulle bedien wil word sodat hulle cashflow na jou toe kan. So jy maak vir jou 12 pyplyntjies en jy's besig met jou aftreebeplanning nou. Ek is met jou 100% ernstig. Seker contingency 12. Ja, iets soos dit. Kan jy dit oorvertel? Maar nou speel my broer in die Here dom. Hy sê so, hoe werk dit? Nee, sê hy, verduidelik vir hom van hoek tot kant hoe hy met sy manne gemaak het. Toe ek klaar was, sê vir hom, sorry broer, ek kan nie dit doen nie. Maar ek kan nog vir jou. Ja. Hoekom? Want ek is nie bereid om te leef van die kraaie en die weduwees wat die Here in plek sit nie. Ek is nie bereid om tevrede en vergenoeg te wees met wat die Here my kan toestuur nie. Hy beloof sy voorsiening is in plek. Al wat ek moet doen is om weg te kom van my planne en ambisies af om binne sy wil te leef. En my vriend, wat Elia aan die onderkant gekry het, sou niemand kon verwag het. Ons praat gereeld daaroor. 'n Weduwee wat haar laaste houtjies bymekaar maak om die laaste bietjie olie en meel te gebruik om 'n roosterkoekie te bak en te eet sodat sy en haar seun kan sterf. Maar Elia paniek nie. Hoekom nie? Elia het verkrit agter hom. Elia het verkrit agter hom. Hy het die secret place agter hom. Hy het die plek waar die kraaie dit aandra agter hom. Hy het die secret place waar die Here met hom dit deurgepraat het, waar hulle dit deurgebid het, waar hy seker is, hy het geskuil tot die opdrag van aanbeweging gekom. So Elia paniek nie, toe die logiese onlogies lyk nie. Here het verkeerde weduwee opdrag gegee. Kan nie die enetjie wees wat haar laaste goedjies bymekaar maak nie. Sy het nie genoeg om vir my te onderhou nie. Nee, Elia sê, as die Here dit gesê het, dan is dit jy tannie. Want sy plan is nie net met Elia nie, sy plan is ook met die tannie. Sy moes ook gehoorsaam wees aan die Here, om haar laaste bietjie te deel. En toe Elia vir haar sê, gaan maak vir my, toe sê hy vir haar, hier kom jou contingency plan, tannie. As jy dit doen en gehoorsaam is, sal dit nie opraak nie. En dit het nie. Totdat dit weer gereën het nie. Toe gee die Here weer voorsiening op 'n ander plek. Of die water nou loop of opdroog, die Here het 'n contingency plan in plek. Hy het binne sy wil. Dis nou waar ek jou gaan los, want ek gaan nou vir jou volgende week met jou deel wat die Here nou sê is die plan, is die aksieplan wat ons moet deurwerk hier in hierdie gemeente. Maar ek wil vir jou sê, jy kan so lank jou sitplekgordeltjie vasmaak en die tyd van bly sit is verby. En ek sê dit nie lelik nie. As iemand net verder wil 'n bietjie sit en rustig wees, ons gaan niemand forceer, niemand. Maar die Here sê, GGC, dis tyd vir beweeg. Hy gaan met krit met ons werk. So ek gee vir jou kans hierdie week om jou hart voor te berei. Gaan sit by die Here. Waarvan moet jy wegkom? Waartoe moet jy draai vir jou eie lewe? Wat moet jy met hom deurbid? Wat is sy plan met jou? Dan deel ek volgende week met jou wat is sy plan met ons. En ek is super opgewonde. Dit is niks om voor bang te wees nie. Niks. Dis iets om super opgewonde oor te wees. En ek hoop ek laat klink dit melodramaties nie, ek wil dit nie hê nie. Ek is net so opgewonde dinges. Want die Here het by klein by Krit C duidelik gepraat. En dit maak my opgewonde. Kan ek gou 'n skrif? Dit is so hier by die turn. Dit kom nie in die Afrikaanse Bybel voor nie, maar toe Moses nou die brandende bos sien, dan staan daar, and Moses said,
I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses, here I am. Sure. Is dit nie mooi nie? En is dit nie interessant nie, Tanya, dat die Here met Moses vir hom 40 jaar in die secret place ingevat het, voor hy vir hom gesê het, nou is jy reg nie. Hy vat sy tyd daar, om jou voor te berei, om te doen wat hy vir jou gee, maar dit is so pinpoint binne sy blauwdruk vir jou lewe. Hy moet nog 40 jaar met hulle in die woestyn ook sukkel. So, hier som broers. Hou die implikasie van oosdraai. Dat jy jou aangesig na hom toe draai. Son kom oos op en ons aanbid nie die opkomende son nie, ons draai ons aangesig na die Here toe. Vat vir 1 Koning 17, dis nie, jy hoef nie ver te soek nie. Dis net so 8-9 versies. Maar is gelaai met hierdie ding. Daar is so 'n liedjie wat ek onthou. Come away with me. Waar die Here maar net sê, kom weg saam met my. Want die planne wat ek vir jou in 2026 het, is ver verhewe oor die planne en die ambisies, of die vrese, of die bekommernis, of enigiets wat jy kan hê oor hierdie jaar. My contingency plans vir jou is klaar in plek. Jy kan maar ontspan, jy kan maar rustig wees, is klaar in plek. Gaan in vrede in 2026. Die Here sal jou seën en jou behoed in 2026. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genade wees. Hy sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees met jou wees en met jou bly in 2026. Amen.